Ek wil graag vanmôre die woord van die Here aan julle bedien, soos wat die Here dit op my hart gelê het en geplaas het, en u kan saam met my lees of net aandagtig luister. In die eerste boek van Tessalonisense, verse 5 en verse 6. Prys die Here se naam. Kan ek net met hande opsteek sien, wie van u het Pinkster groot geword? Steek jou hande op. Wie van u het al wonderwerke gesien? Amen. Ek het al gesien dat kankers het uitgeval, ek het my eie oë gesien. Amen, ek het regtig gesien. Ek was al by 'n geleentheid waar die Here 'n tannie uit 'n rolstoel uitgehaal het in ons bediening. Soos letterlik, die Here het al gesê sy het begin loop en ons het haar opgetel en sy het begin loop, die tannie. Die Here het haar regtig kragtadig aangeraak. Ons het groot wonderwerke al in ons lewe gesien, 'n tannie wat nie kon sien nie. Het ons eendag het ek vir haar gebid en ek het nog radikaal gewees en ek het gaan grond haal en ek het sommer daarin gespoeg en op haar gesig gesmeer soos wat die Here Jesus maar gedoen het en sy kon daarna goed sien aan die Beneke in Western Area gemeente. Daar was 'n oomie wat 'n baie groot rugprobleem gehad het. Hy leef tot vandag, hy leef nog vandag. Hy het so groot rugprobleem gehad en een dag toe die krag van die Here by ons is, toe gee ek 'n uitnodiging en hy kom vorentoe in Ermelo en ek het gesien net is die mense wat miskien hulle sal ken, gaan vra my vir Samuel de Lange en hy het 'n rugprobleem, 'n geweldige rugprobleem gehad en toe die Here sê vir my, vat hom en druk sy kop tussen sy bene terwyl hy sy voor staan en ek druk sy kop maar hy kan net tot hier kom. En die Here sê vir my nee tot tussen sy bene en ek druk hom vir 'n tweede keer bietjie verder en die derde keer druk ek hom nou ordentlik en ek sit sy kop tussen sy bene. En om Samuel vertel, hy sê toe ek dit doen die derde keer, toe spring hy so op. Hy sê hy voel daar's 'n brandpyn in sy rug en tot vandag toe het Samuel de Lange geen rugprobleme nie. Dis die Here. Amen. Maar ek wil vanmôre met jou praat oor die hoogtepunt en die hoogtepunt van God se wonderwerkende krag deur Jesus Christus. Net vir interessantheid, ek sal dit vir jou nou sê, maar kom ons lees wat sê die Bybel in Tessalonisense, die eerste hoofstuk, verse 5 en 6. Want ons evangelie het tot julle nie gekom in woord alleen nie, want daar's mos baie mense wat net praat. Maar ook in krag en in die Heilige Gees en in volle versekerheid, soos julle weet hoe danig ons onder julle om julle ontwil gewees het. En julle het navolgers van ons geword en van die Here deurdat julle die woord in die verdrukking ontvang het en met blydskap van die Heilige Gees. Amen. Ek is so bly vanmôre om te hoor toe julle so wonderlik sing dat die blydskap van die Here is nog hier onder julle. Amen. Nou, geseënde broers, hy sê, want ons evangelie het nie gekom na julle net in woord nie, maar in krag. En dan sê hy, en in die Heilige Gees. So ek wil vanmôre 'n bietjie met julle kom praat oor die kragwerking van wonderlike wonderwerke wat onder ons is en moet wees. Ek weet nie of julle dit weet nie, maar dit is uiters interessant om te weet dat Elia, en hoeveel van julle weet hoeveel wonderwerke is deur Elia gedoen? Hoeveel van julle weet? Het is interessant om dit te weet, wonderwerke deur Elia is 8 wonderwerke. En die oomblik toe Elia opvaar na die hemel en Elisa aan hom smeek en sê, gee aan my 'n dubbelmaat van wat u het. Toe sê Elia vir Elisa, jy het iets groots en swaars begeer. En ek weet nie hoeveel van julle kan nou weet hoeveel wonderwerke het Elisa gedoen. 'n dubbelmaat van 8. Is 16. Jy kan dit maar gaan tel. 16. Geskrewe in God se woord, weet jy hoeveel wonderwerke het Jesus gedoen? 32. Dubbel soveel as Elisa. 32 opgeskrywe wat met mekaar verbind is. Dit is nie wonderlik nie. Dis wat opgeskryf is. Die teoloë leer jou ook, en as jy nou wil slim gaan word en jy wil gaan studeer, dan gaan jy sien hoeveel wonderwerke en wat het plaasgevind kronologies deur Jesus. En wat so mooi is,
is dat dit is al waaroor hulle praat, maar die grootste wonderwerk wat die Here Jesus ooit gedoen het, is nooit oor gepraat nie. Dit is wel opgeskryf in God se woord, maar daar word nooit oor dit gepraat nie. Ek moet jou graag vanmôre aan die begin van die bediening van hierdie woord net na 'n plek toe bring, waar die woord van die Here in Markus 16 vers 15 en dan vers 16 skryf, maar vers 15 sê, dat as julle sulke dinge doen, dan sal die wonderwerke en die tekens en dinge sal julle volg. Amen. Nou broers en susters, laat daar vanmôre 3 wonderwerke onder ons plaasvind. Môre, volgende naweek sien jy is baie meer mense, pastoor. En laat daar weer wonderwerke plaasvind, dan sien jy daar kom nog meer mense. Hoekom? Want mense volg wonderwerke. Amen. Maar die Bybel sê dat wonderwerke, tekens sal ons volg. Verstaan julle hoe dat die duiwel al die hele ding omgedraai het? Dat mense hardloop, hulle gaan na TB Joshua toe, hulle hardloop na een of ander geloofsman toe, en hulle is oral na hierdie mense toe, net vir 'n wonderwerk. Maar die Bybel sê, dat tekens en wonders gaan ons volg. Amen. So, God se kerk is 'n volgeling van hom, en alles volg die kerk. Kom ons kyk gou kronologies na wat het Jesus alles gedoen. Net so vinnig. Net voordat sy bedieningstydperk plaasgevind het, want julle sal onthou toe hy by die bruilof kom, toe sê sy moeder, alles wat hierdie man vir julle sê, doen dit. En hy sê, gaan vat die kanne en gooi water in, en water verander in wyn. Dis net voor Jesus se bedieningsopenbaring. En daar is ook 'n genesing volgens Johannes 4 van 'n koninklike se amptenaar se seun. Hy sê, spreek net 'n woord oor my seun en hy sal gesond word. En hy het gesond geword. Maar toe Jesus begin het met sy bediening, gebeur daar iets wonderliks en klomp dinge het plaas. En so ek gaan dit vir jou net so vinnig deurgee dat jy net so sal hoor. Sommer net so 'n paar. Daar's 'n uitdrywing van onreine geeste in Kapernaum wat plaasvind in Markus 1 vers 21. Die genesing van Petrus se skoonma. Dis 'n groot ding, hoor. As jy moet bid vir genesing vir jou skoonma, dan kan jy maar weer die Here het iets in jou hart ook gedoen, broer. Dan weet jy ook sommer die Here het in jou hart groot dinge gedoen. Amen. Prys die Here se naam. Ek is dankbaar vanmôre. My ma weet ook ek het nie 'n skoonma nie, sy is my ma. Ander mans het skoonma's, ek het 'n ma bygekry. So maar daar wonderbare gevangs van visse wat daar plaasgevind het. Petrus kom en hy sê, Here, ons het die hele nag al gevang. Jesus sê, gooi die net aan die ander kant. Die Bybel sê hulle het die net aan die ander kant gegooi en hulle moes al die manskappe kry om daai nette op te kon tel. Dis 'n wonderwerk wat plaasgevind het. Sien ons regtig nog wonderwerke? Sien, die kerk moet eintlik die plek wees waar dit kan plaasvind. Reiniging van 'n melaatse. Ek onthou jare terug, ek vertel julle graag hierdie verhaal van 'n oom Ludik. Hy was 'n pastoor gewees en uit die aard van die saak het daar iets gebeur en hy is deur die kerk toe nou weggejaag in ons eie mooi kerkie. En wat presies gebeur het, hoekom hy weg is, weet ek nie as 'n jong seun nie, maar ek onthou die dag in 'n konferensie in Desember maand, toe sit ons 4 warm dae in Helderberg, die ou Helderberg, en ons het oor die 16de Desember het ons altyd konferensies ook gehou. Toe ons April maand konferensie gehad en in Desember maand. En Desember maand sal ek dit nooit vergeet, in 'n oggenddiens, dit is so warm, kyk dit weet die kraaie begin te gaap, so warm is dit en dit is verskriklik moeilik. En daar staan 'n oom agter in die kerk of aan die kant van die kerk en hy hardloop so by die deur in. En hy skreeu kliphard. Hy sê voordat die priesters my doodmaak. En hy kyk so na die platform. Hy sê ek het net vir julle kom wys dat ek nie meer melaats is nie. Soos daai pastoor wat terugkom na die Here toe. Ek het in my lewe nog nooit in 'n diens gehuil soos daai dag. Oom Piet Ludie kom net weer kom vertoon en sê asseblief broers, moet my nie uitgooi nie, want ek ly nie aan melaatsheid nie. Maar Jesus het melaatses gesond gemaak. 10 van hulle, 9 het weggestap, 1 het natuurlik teruggekom.
Kan jy onthou dat die woord sê dat Jesus het die storm stil gemaak? So erg, soveel so, dat die disippels na Jesus kyk, of na die storm kyk, nadat hy gestil geword het, en hulle sê, wie is hy dat selfs die storm en die winde na hom sou luister? Hy is die seun van God. Wonderwerke. Het jy nie weer 'n verwagting na 'n wonderwerk nie? Iets wonderliks kan plaasvind. Amen. Genesing van 'n vrou wat aan bloedvloeiing gely het, vir hoeveel jare, al haar geld op dokters, medikasie uitgegee. Maar een dag kom sy by Jesus en die Bybel sê dat die krag het uit Jesus uitgeval. Binne in haar in en sy het gesond geword. Amen. Daar's 'n man met 'n verdorde hand. En die Bybel sê hy is so gebore. Maar toe Jesus hom aanraak en vir hom bid, sê die Bybel, hy het beter geword as die ander een. Goddelike wonderwerk. Onthou jy die wonderwerk, ons het nou in die week, het ons in ons diepvries nou bietjie skoon gemaak, en ons haal een pakkie uit met 2 vissies. En toe sê die pakkie vissies uit, al sê ek, waar is die 5 broodjies? Maar onthou jy die goddelike wonderwerk, dat 5000 mans gevoer word, of mense gevoer word, met 2 visse en 5 broodjies, en die wonderlikheid, daarna was alles weer opgetel, wat oorgebly het, en dit is 12 mandjies vol. Nie 12 mandjies, weet jy wat beteken het? Vir die 12 stamme van Israel. Maar weet jy wat beteken vir my en vir jou? Vir die 12 maande van die jaar. God sal voorsien. Hy bly dieselfde gister, vandag tot in alle ewigheid. Hy het wonderwerke vir sy volk daai tyd gedoen, hy gaan nou nog vir ons wonderwerke doen. Hulle kan die brandstofprys soveel maak soos wat hulle dit wil maak. God gaan vir sy kinders voorsien. Alles kan hoog word, God gaan vir ons voorsien. Ons moet hom vertrou. Hy is die God wat dieselfde bly. Sê jy amen. Halleluja. Dit is so wonderlik dat God selfs geld voorsien en hy gebruik 'n vis. As jy gaan vang vis. Nou hoe op dese aarde, dink net aan dit. Hoe op dese aarde moes dit daai, wat is die kans dat jy daai vis vang met die minste kind? Nou ek weet nie of 'n vis 'n brein het nie. Maar God die Almagtige moes vir hom sê, jy gaan en jy byt aan daar, of jy vat daar. Nie wonderlik nie. Ek weet hulle hou hierdie, wat noem hulle hierdie bonanza. As ons 'n tag en 'n vis in. Dan gaan jy ons gaan vang hulle vis om te kyk wat hulle kan wen. Niemand vang hy vis nie. Want wat is die kans? Maar God se wonderwerkende krag bepaal dat daai vis vir daai oomblik vir daai geleentheid sal wees. En hy haal 'n muntstuk daai. En toe die muntstuk uit al sy gaan betaal aan die keiser wat aan die keiser toe kom. Want God wil hê ons moet wetlik ook gehoorsaam wees. Daar was 'n krom vroutjie wat eendag geloop het en sy kon nie meer nie. Die Bybel sê sy was so krom dat dit alles van haar beïnvloed. Maar op 'n Sabbatdag toe Jesus haar aangeraak en sy het regop uitgestap. Genesing van 'n blinde man. Dit klink nou sulke groot dinge, dit klink asof die kerk nie meer gewoond is aan hierdie goed nie, nê? Die opwekking. Weet jy dat Jesus het nie net een iemand uit die dood uitgehaal nie? Weet julle dit? Het Jairus se dogtertjie ook uit die dood opgehaal. En toe natuurlik het hy die opwekking van Lazarus laat plaasvind. Nie so nie. Nadat hy al 4 dae in die graf is, kom hy en hy sê, Lazarus, kom hierheen. Lazarus kom uitgestap, sê die Bybel. Die tweede keer het Jesus baie visse laat vang deur sy disippels, toe hy tweede keer in hulle verskyn. Maar dan ek gaan 'n slukkie water vat, ek het so 'n bietjie verkoue. As ek nie 'n verkoue gehad het nie, het ek vanmôre op julle geskree. So julle kan baie bly wees ek het 'n verkoue, hoor. Die Here Jesus verskyn aan sy disippels vir 'n tweede keer, nadat hy opgevaar het, of nadat hy gesterf het en hy weer lewendig geword, miskien hy weer by hulle by die see. En toe hy uitkom sê die Bybel, die vuur is reeds gemaak, hy het gesê, kom ons, laat ons eet. En hulle het vis gebraai.
So wie die vuur gemaak. Wonderlik, gaan dink bietjie aan al hierdie dinge, wie God werklik is, deur Jesus Christus. Wat sou jy sê is die grootste wonderwerk wat ek hier genoem het? Alhoewel almal wonderwerke was. Dink ek sekerlik is die grootste een wat almal altyd sal oor praat, is dit sekerlik Jairus se dogtertjie en Lazarus. Om iemand uit die dood uit te haal, dis een ding om vir jou te bid dat jy moet gesond word. Maar dis 'n ander ding om jou uit die dood uit te haal. Daar's 'n bietjie eksterne krag nodig om iemand uit die dood uit te haal. Amen. Pastoor Kobus Tiet het in Nelspruit gery en hy's op vakansie. Vroeg die môre toe hy nou moet ry. Hy sê hy het klaar sy karavaan gelaai, alles was klaar reg en toe hy uit wil ry. Toe stop iemand en sê pastoor, wil jy nie net as vir hierdie man kom bid in die hospitaal nie. Die aard van die saak het die familie sit in die kar, hulle is klaar nikkerig want die pastoor is op vakansie. Maar Kobus Tiet sê nee, hy gaan maar en hy gaan en hy kom daar in Nelspruit by die hospitaal en toe hy op pad is Nelspruit toe hospitaal toe het die man reeds gesterf. En hy sê hy stap daarin en hy sê vir hulle gee ons net so 'n paar minute saam kans en hy stap in die kamer in en hy begin te bid. En hy bid en hy vra die Here asseblief wek hierdie man op. En ewe skielik toe haal die Here hom uit die dood uit en hy sit hom in die lewe. God is by magte om dit te kan doen. En ek wil vanmôre met jou praat oor die toppunt van God se wonderbare krag. Wat kan groter wees as om iemand uit die dood uit te haal? Is daar iets groter? Is daar iets groter? Daar's verseker iets groter en die teoloë skryf nie oor dit nie. Hulle praat nie oor dit nie. Hulle wys dit ook nie uit nie. En dis eintlik by wat ek vanmôre wil uitkom is die grootste wonderwerk vind plaas in die woord en die teoloë sal dit nooit groter maak. Ek weet nie hoekom nie. Ek weet nie hoekom maak mense dit nie 'n groot saak nie, maar hier kom dit. Die grootste wonderwerk van Jesus Christus gebeur op die kruis van Golgotha. Terwyl dat hy daar hang en alle trauma en alles is deur hom en hy's al reeds amper uitgebloei. Hy het amper niks meer in hom nie. Dis daar 'n man aan die een hand wat sê as u die seun van God is, verlos u self en ook vir ons. Maar daar is een aan die ander kant wat hom verdedig en sê, sien jy dan nie dat hy nie skuld het aan hierdie saak nie, maar ons verdien dit. En hy sê as u vandag
preek. So in ons kring. En eendag is daar 'n man, sy naam is Billy Wolf, en hy staan by die, ek het nie geweet hy is teruggevalle seun nie, maar hy is daar deel van die vriendegroep toe, en ek begin te evangeliseer, en ek gee van die evangelie. En na pauze toe kry hulle my, roep my by op die interkom en sê vir my, sal ek kantoor toe kom, en ek gaan kantoor toe, en hier staan Billy Wolf, oors papnat gehuil, en die skool was reg voor hom, en wonder ek, wat is nou fout? En hy sê, priest, wat gaan met Billy? Ek sê, nee, ek weet nie meneer. Billy sê, meneer, jy moet hoor waarvan praat hierdie oukie. Toe praat ek oor Jesus, niks anders. En Billy, hy heel verskriklik. En meneer Koetsie sê toe, waaroor praat jy? Hy moes nooit gesê het nie. Hy vra dan, waaroor praat ek? En ek gee die skoolhoof die evangelie binne in sy kantoor, en hy vra my dan, waaroor praat ek? En ek verkondig aan hom Jesus Christus. En met groot dankbaarheid die dag toe ek uit matriek uit die skool uitgaan in Wonderfontein Hoërskool in Carletonville, so 42 jong mense binne in ons gemeente, sodat die Here my gehelp het, dat ek siele na die koninkryk kon gevat het. Siele, siele, siele. Daar's niks so wonderlik as wanneer 'n siel tot bekering kom in die kerk. Laat ek dit vir julle vanmôre sê, moenie tevrede wees met die hoeveelheid mense wat nou hier is nie. Hier's 'n brakveld aan die buitekant van die kerk. In alle gevalle is die enigste bestaansreg van die kerk is hulle wat nog nie gered is nie. Dis die rede hoekom ons bestaan. Dis die rede hoekom ons meester nog nie teruggekom het nie, want hy tal om te kom, want hy wil kosbare siele uit die wêreld uitgehaal en hulle red en hier by 'n plek kry waar hy sê, Here, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Luister, as daar een saak is, waarvoor die kerk weer moet honger, is dit mense wat besig is om verlore te gaan. Stikkende, gebreekte mense. Ek het gesien hoe dat die Here stikkende, gebreekte mense inbring, en hy repareer hulle, en hy herstel hulle, en hy tel hulle op ver bo as wat enige mens ooit dit verwag het. Jy sien, want ons hardloop agter wonderwerk aan. Die grootste wonderwerk wat met my gebeur het, is die dag van my redding. Die dag toe die Here my red. So ek is die draer van 'n wonderwerk binne in my siel, binne in my gees, binne in my gemoed. Ek kan vir jou vanmôre sê, ek staan geensins vanmôre hier voor jou met enige mate van welverdiend, dat ek dit verdien nie, dat ek dit kon kry nie, maar dit wat ek is genade op genade. Die Here het my met genade aangespreek. Ons was so sleg, my pa was bykans 'n alkoholist. So, ons was so sleg geweest dat ons familie oor ons uitgespreek het, want my ma het gesterf toe ek 4 jaar oud is. So my pa het hom toe teruggekeer na die bottel toe, en so ons familie het gesê, ons gaan washouts wees, ons is te sleg om te leef en al sulke dinge. Dit het met ons finansiëel bitter swaar gegaan as kinders. So baie is oor my uitgespreek, maar tot die dag toe Jesus my pad langs kom. Toe skrap hy alles wat hulle sê, en hy sê, ek wonder of Jesus nie gesê het, Vader, kom ons bewys hulle verkeerd. Ons het niks om te verloor nie, maar kom ons bewys hulle verkeerd. En die Here Jesus vat 'n eenvoudige seentjie, hy red my as 13 jaar oud. En toe hy my red, tel hy my op, en hy lig my op. En ek hoop nie hulle is ooit verkeerd bewys nie, want die Here net hulle oë vir hulle geopen het. Jy sien, ek moet op 'n Woensdag aand in 'n gemeente bedien met biddier. En terwyl ek op pad is na die ons besig om reg te maak vir biddier, bly my telefoon, ek moet asseblief iemand gaan bid in die hospitaal. Maar my hart, ek wil nie regtig nie, want ek is besig om voor te berei vir my gemeente. En ek gaan toe nou maar, ek sê vir as ek nie nou gaan nie, moet ek na biddier gaan, dan sit eers weer vanaand 9:10 by die huis. Ek sê sodat ek nou gaan. Ry in vereniging en kom daar aan by die hospitaal. En die oom het daar gelê, hy is besig om te sterf, sê hulle. En toe ek daar instap, verwys hulle my so toe. Maar die Here is so getrou. Want toe ek instap by die hospitaal en by die huisbak wil opgaan, toe sê die Here vir my, hierdie man gaan jou hierdie vraag vra, maar dis die antwoord wat jy vir hom gee. En ek stap deur toe ek in sy kamer instap, nadat hulle my verwys het, kyk hy my so angstig so, hy sê, wie is jy en wat soek jy hier? Presies dit wat die Here vir my gesê het.
En al wat ek sê oom Willie, want ek ken hom nie, maar weet sy naam is Willie. Ek sê oom Willie, groter as ek is nou vandag hier. En die oomblik toe ek dit sê, toe is God in my plek. Toe beleef ek, die Here is daar. En hy kyk my so aan. Ek sê, en hy vra jou, as jy nou tot sterwe kom, sou jy gereed wees om die ewige lewe te beerwe. En ek toe ek om die vraag vra, toe slaan ek hom middelpen. En hy sê my nee seun, ek sal net. Ek sê oom, nou kom ek lei jou na die Here toe, dis maklik. Dis nie moeilik nie. Dis nie rocket science nie. Jy sien, die probleem, en ek sê ten opsigte van myself, maar mag die Here my help dat ek die kerk sal regtrek. Want die kerk leer die kerkgangers die struktuur. Ons leer hulle wees, leer in Christus. Ons leer hulle al hierdie dinge. Maar die kern van die saak verloor ons partykeer. Dis kosbare siele. Siele. En ek lei hom na die Here Jesus toe. Maar kyk toe ons bid, toe ek by die bidhuis toe kom, maar toe hou 'n kerk. Kyk, maar daar's 'n dinamo krag wat in jou aangeskakel word as jy regtig sien 'n Sondag kom by Jesus. Dis onbeskryflik as jy dit nog nie gedoen het nie, maar daar's iets wat die Here hier binne in jou losmaak. Wanneer 'n siel werklik tot bekering kom. En ek kom by die huis na die bidhuis en hier bel die vriend my weer. Hy vra, "Hoorie, was dit daar?" Wat al ek sê, "Ek was daar." Hy vra, "Wat het gebeur?" Ek vertel hom en hy sê my, "Dis onmoontlik, van vir jare probeer hy om daai man na die Here toe te lei en hy kom nie by die Here uit nie. Wat is aan die gang? Hoekom het hy dit nie reg gekry nie?" My antwoord was net eenvoudig. Paulus skryf, hy sê een maak nat, een plant, een maak nat, maar God laat groei. So dit was net my tyd gewees om miskien te laat groei, want God bepaal dit. En weet julle, broer en suster, hy sê my, "Weet jy met wie jy gepraat?" Ek sê, "Nee." Hy sê, "Jy het met die man gepraat wat van die Bloemfontein lyn reg bo die hele ou Transvaal, Oos-Transvaal, Limpopo, al die hele ou Transvaal beheer hy as Freemason." Ek het in daai aand toe kom Willie na die Here toe lei, in my lewe nog nooit gesien 'n man so huil, soos hy nie. Dit gelyk soos 'n riviere uit sy oë. Toe ek vir hom klaar gebid het, dit was vinnig, eenvoudig gebed. Toe het so papsop water nat gehuil. Volgende môre toe sterf hom Willie. Ek het geen twyfel dat hy in Jesus is. Geen twyfel. Ander mense kan hom tag met ander dinge, Freemasons en wat ook al. Hy het nog nie eens uitgekom by belydenis nie, hy het by Jesus uitgekom. Hy was nog nie deur die doopwater nie, hy het by Jesus uitgekom. Hy was nog nie by 'n ander struktuur ingeskakel nie, hy het by 'n kerk aangesluit nie, hy het by Jesus aangekom. So vanmôre is die grootste, die hoogtepunt van God se krag is wanneer siele tot bekering kan kom. Weet julle wat is die wonderlikste? Ek wil hier nie afsluit. Weet julle wat is die wonderlikste? Hoeveel van julle weet iets van boerdery af? Ietsie kleins, jy hoef nie baie te weet nie. Net iets van boerdery. Iets eenvoudigs, dit hoef regtig nie iets groots te wees nie. Wie van julle weet iets van skaapboere af? Jy hoef nie baie te weet nie, net sommer die mees algemeenste. Ek gaan vir jou nou sê, julle almal weet van dit, julle gaan my nie glo nie. Hoeveel van julle weet dat 'n skaapboer is aanteeling belangrik? Amen. En hoeveel van julle weet dat die belangrikste is dat die herder laat die skape meer word? Ek het nog nie een herder gesien wat met 'n skaap iets sal doen dat hy skape babietjie kry nie. Maar ek het al gesien dat 'n skaap met 'n skaap iets doen. En dan word daar weer 'n babietjie verwek of 'n tweeling. Kom pastoor, waaroor praat jy nou? Dis normale boerdery. Dis aanteeling. Nou kom Jesus en hy vergelyk ons as skape. Hoekom? Nee, want die herder moet sorg vir die aanteeling. Dis jou eie verantwoordelikheid
God gee vanmôre 'n verantwoordelikheid in jou hand om te gaan vertel dat Jesus red. Hy sê dit binne, hy gee jou die volmag. Hy gee die autoriteit. In elk geval sê hy, as julle dit doen, weet dit, ek sal saam met julle wees tot in lengte van dae. Gaan lees nou wat sê Matteus 28 vers 19, die groot opdrag. Maar gaan lees net voor vers 19, vers 18. Dan sê dit julle moet weet, ek is saam met julle. Gaan saam met julle wees. Soos jy wil seker maak dat die Here altyd saam met jou is, verkondig net die evangelie. Moet asseblief nie die kerk verkondig nie. Ja, pastoor. Die grootste gevaar van mense is as hulle by die kerk uitkom. Maar die wonderlikste van mense is wanneer hulle by die Here Jesus uitkom. En as jy vanmôre dalk hier sit en jy sê, Here, ek het nog net by die kerk uitgekom. Jy is op die gevaarlikste plek. Jy moet by die Here Jesus uitkom. En hom is daar vreugde, en hom is daar blydskap, en hom is daar heerlikheid. Hy het 'n wortel van bitterheid uit my binneste uitgehaal, weens my moeder wat op 4-jarige ouderdom gesterf het. Het hy op 'n stadium 'n wortel van bitterheid uit my uitgehaal, dat ek vandag nie anders kan as om te smile nie. Anders as om bly te wees nie. Hy het 'n wonderwerk in my siel gedoen, toe hy my kom red. Onthou julle, ek weet nie of julle daai liedjie ken nie, maar hy sê, hy het wonders kom doen hier binne in my siel. Die dag toe Jesus my siel kom red, o ja, hy het wonders kom doen. Nou hier is 'n hele dorp wat wag met groot verlange. Groot verlange na die grootste wonderwerk van Jesus Christus. En as jy nou iemand in gedagte het, nou, net een persoon, wat jy weet, hulle moet by die Here uitkom. Staan gou saam met my op jou voete en sê, Here, ek noem nou hierdie naam, Dawid. Here, ek noem vanmôre sy naam, Pieter. Here, ek noem sy naam, vat die kans vanmôre. Weet julle, ons het in ons gemeente 'n kaartjie uitgedeel, VIP kaartjie, en dan aan die agterkant is daar plek vir 3 of 4 name. Dat ons daai VIP is die persoon wat by die Here Jesus moet uitkom. Ek is nie die VIP nie, hy is die VIP. Maar noem 'n oomblik gou daai persoon se naam. Miskien is dit jou man, miskien is dit jou vriend, miskien is dit jou moeder of jou vader, miskien is dit jou kind, maak nie saak nie. Maar sê net, Here, ek roep vanmôre daardie man en vrou terug na die koninkryk toe. Ek bid vir bekering van hulle siele. Ek vra U, help ons, Here, dat hulle tot inkeer sal kom. Roep dit vanmôre, sê, Here, ek vra dit met my hele hart, dat hierdie wonderwerk tog 'n werklikheid sal word by hierdie mense. Ja, daar gaan mense weer loop, daar gaan vanmôre mense weer kan sien, daar gaan baie wonderlike dinge plaasvind, maar wat help dit as die grootste wonderwerk nie 'n werklikheid is nie? Siele tot bekering. Vader, ek roep en ek bid U vanmôre, en ek dank U vanmôre dat U God is. En ek dank U dat die enigste kommoditeit van U is, mense. Enigste, belangrikste iets vir U op hierdie aarde is mense. En dis hoekom ons vanmôre deel kan uitmaak van U en U van ons, want U het aan ons belang gestel. Vader, dis nie uit ons eie goedheid of krag of heerlikheid wat ons vanmôre voor U kom staan nie, maar dis deur die reddende genade, die wonderwerkende krag van U Seun Jesus Christus. En nou bid ek U dat U vanmôre weer daardie vonk binne in ons sal wakker maak, dat U dit weer aan die brand sal steek, dat U ons weer vurig sal maak om te gaan vertel dat Jesus red en hy genees en hy doop nog met sy Heilige Gees. Ek bid U vanmôre, Here, dat U vir ons 'n hart sal gee vir ander mense, dat ons sal besef dis waarom ons bestaan, is ter wille van hulle wat nog verlore is, Here. U het hierdie wêreld so lief dat U nie wil hê dat een verlore sal gaan nie. En ek bid U vanmôre, Here, gee vir ons genade, wysheid en insig om te kan vertel dat Jesus red. En ek bid U dat die name wat hierdie mense vanmôre genoem het, dat U Heilige Gees hierdie mense sal arresteer. Ek bid U vanmôre dat U hulle nader sal trek met koorde van goddelike liefde. En ek bid U dat U hulle sal red en reinig deur U bloed en deur die prys wat U betaal het. En Vader, dat U hulle sal styf vasmaak aan die koninkryk van die hemele.
en word asseblief vanmôre deur hierdie woord verheerlik. En ek dank U daarvoor in Jesus groot en heilige naam. Amen en amen. Halleluja.